Gereed vir die woord. Ons moet altyd met oop harte die woord ontvang. En die woord is daar om ons te inspireer. Die woord is daar om ons te lei. Die woord is daar om ons te transformeer. Die woord is daar om ons gedagtes te vernuwe. En dalk soms net 'n paar skanse en leuns te kom afbreek. En dat ons die woord sal ontvang soos kinders. Ek dink soms wil die mense dit te ingewikkeld maak en te gecompliseerd maak. Maar ons moet geloof hê soos kinders. En as jy vir 'n kind sê ding is so, dan glo jy dit. Amen. En as die woord vir my sê dit is so, dan glo ek dit. As die woord vir my sê Jesus het op water geloop, dan glo ek dit soos 'n kind, hy het op water geloop. As die woord vir my sê dat God het 'n see oopgemaak dat die volk droogvoets daar kon deurstap, dan glo ek dit. Weet, daar's klomp programme wat hulle soms so hard probeer om die Bybel te verklaar en te verduidelik, en dan probeer hulle dit wetenskaplik verduidelik en verklaar, en ek dink soms hulle voel hulle doen goed, maar baie keer as ek van hierdie programme kyk, dan dink ek hulle maak dit te ingewikkeld, en hulle wil amper God so 'n bietjie uit die prentjie uithaal, om te sê, maar dit kon so gewees het, want hier is die natuurlike beginsel wat gewerk het. Nou dit wat God doen is bo-natuurlik. En as daar 'n bonatuurlike gebeurtenis plaasgevind het, dan is dit so. Dis wat ek en jy glo. Ons sit vanoggend hier as gelowige mense en ons glo wat die woord sê is wat die woord sê en dit was so. Ons twyfel nie, ons gaan nie probeer redeneer nie, dis nie 'n feeverhaal nie, dis nie fiksie nie, dit is 'n realiteit. Dis nie net 'n storie wat iemand vertel het nie, die woord is 'n realiteit, hy is waar en die woord werk. As jy hom toepas, as jy hom aanwend in jou lewe, werk die woord, en die woord werk in die bonatuurlike riem. En die bonatuurlike riem is 'n onsienlike riem. En ek gaan vanoggend so 'n bietjie gesels oor daai onsienlike riem, en ons is in die seisoen waar ons hierdie week die Hemelvaart gevier het, wonderlike dag om te vier, en onthou toe ons op skool was, het ons dit was 'n vakansiedag, 'n heilige dag wat ons gevier het as land. En ek dank die Here dat daar nog skole is wat dit vier, en hulle dit die kinders bewus maak van Hemelvaart, en ek dink dit was 'n fantastiese dag in die hemel, wat hulle Jesus homecoming gevier het, om te sê, hy het sy werk gedoen, die oorlog is oorwin, en hy is weer aan sy ereplek ingeneem, want hy kom van die Vader af, en hy is weer terug na die Vader toe. En ek dink nogal daaraan, gun ons Jesus om weer terug te wees by sy Vader, is ons bly vir hom, want dit sal lekker gewees het om saam met hom te kon leef, en hom hier by ons te gehad het. Maar ons weet, ons is nie alleen nie. Ons is nie weeskinders nie. Jy is nie 'n weeskind nie. Jy is nie 'n slagoffer nie, jy is 'n koningskind. Want jy leef met die teenwoordigheid van God in jou lewe. En ek wil vanoggend gaan ons 'n bietjie gesels oor die seisoen wat ons in beweeg. En dis juis die seisoen wat die geboorte is van die kerk, wat ons praat van Pinkster. Nou, weet ek het in 'n kerk groot geword, waar ons het nie Pinksterdienste sekere tyd van die jaar gehad nie, want elke diens was 'n Pinksterdiens. Toe ek hoor van Pinksterfeest of iets, wat is vir my vreemd, dan dink ek, maar ek weet nie hoekom doen hulle dit net sekere tyd van die jaar nie, want ons het altyd Pinkster gehad. Nou Pinkster, die woord Pinkster is die woord, dit beteken 50, dis 50 dae na die oes, en dit was 50 dae na Jesus se kruisdood en opstanding. Ons weet 40 dae sy Hemelvaart, en van daar af 10 dae verder is dit die uitstorting van die Heilige Gees, wat die belofte in vervulling gekom het. En ek wil vanoggend so 'n bietjie stil staan by daardie gebeurtenis en wat dit vir ons beteken en wat dit vir jou behels in jou geestelike lewe en wandel, want dit is 'n fenominale tyd van die aanbreking van 'n nuwe dispensasie. Die Nuwe Testament het eintlik as ware begin, en ons lees die Bybel, en ons almal weet, as jy Nuwe Testament toe gaan, begin jy waar? By die boek van Matteus. En eintlik is dit nie die Nuwe Testament nie. Die Nuwe Testament het aangebreek in die boek Handelinge, hoofstuk 2, waar 'n nuwe dispensasie aangebreek het, en dis die dispensasie van die koninkryk van Jesus, wat die dispensasie van sy kerk is, sy bruid, en sy heerskappy op aarde is deur sy bruid, sy kerk. En dis ek en jy wat vanoggend hier sit. Dis die dimensie wat aangebreek het. Die profete van ouds was jaloers om te smaak wat ek en jy smaak, want hulle het nie beleef wat ons beleef het nie.
Hulle het nie die teenwoordigheid van God se Gees beleef, soos ek en jy die voorreg het om dit te beleef nie. En is nodig dat ons weer hoor wat dit vir ons beteken as gelowige mense. Die uitstorting van die Heilige Gees. Nou, Jesus kom in Johannes 7 vers 37, hy sê, en op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Soos daar 'n leemte is in jou lewe, en hy het geweet, hierdie wêreld skep klomp leemtes. Die wêreld los ons dors. Want wanneer die wêreld wel jou dors wil kom les, is dit tydelik. Ek weet nie wie van julle het al 'n energiedrankie of iets uitgedink of iemand wat ontwerp het, jy sê wel, 1 keer 'n jaar drink jy om in die res van die jaar as jy versadig. As jy dors geles. Ek weet nie van julle nie, maar weet, val somermaande, dan moet my dors kort geles word, want dit wat die wêreld vir my bied, is lekker vir die oomblik. Dis vervullend vir die oomblik, maar dit bly nie, dis nie blywend nie. Dit gaan weer, en ek beleef weer in die vleesdimensie daardie dors. Die dors kom weer terug. Wie van julle beleef dit? Dis hulle ook mense soos ek. Die dors kom weer terug. Hy sê maar, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrifte sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo. Want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Die verheerliking van Jesus het plaasgevind met sy opstanding en met sy hemelvaart. Dis toe Jesus verheerlik is. Hy sê die wat dors het, kom na my toe en julle sal drink. En wat sal gebeur? Dit sal nie net 'n tydelike vervulling wees met 'n glas water wat jou dors les nie, maar hy sê strome van lewende water sal uit julle binneste vloei. En ek wil vanoggend het ek net getema ewige fontein. Strome van lewende water, soos die water vanoggend hier vloei, ons het na die tyd, gaan ons mense doop, en die water is besig, hopelik gaan dit warm genoeg wees, maar soos die water bly loop, praat Jesus hiervan, hy sê die strome van lewende waters, en hy sê dit, vers 39, en dit het hy gesê, van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo. Want die Heilige Gees was daar nog nie. Nou die was reeds in Johannes hoofstuk 7 gewees, en dan weet ons, het hierdie in vervulling gekom aan Handelinge hoofstuk 2. Nou, wil ek net vir 'n oomblik eers stil staan met die idee, of nie die idee nie, die realiteit van die Heilige Gees as persoon. Baie mense sal vir my sê dat ons was vir baie jare in kerke en plekke wat ons nie veel geleer het oor die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees nie. Jy sien die mensdom van vandag en selfs is hartseer dat die kerk alles logies wil uitredeneer. Want logika sê ek maak staat op my sintuie. So ek maak staat want die vlees funksioneer deur die sintuie. So ek maak staat op my sintuie. Seeing is believing. Ek wil dit sien, dan sal ek glo. Ek wil dit voel, dan weet ek dis 'n realiteit. Ek wil dit ruik, dan weet ek dis 'n realiteit. Maar as my sintuie my nie prikkel nie, dan het ek 'n vraagteken, is dit 'n realiteit? En wanneer dit kom by die godheid, wat ons weet God is 3 maar hy is 1. Nou dis 'n baie moeilike konsep om te verstaan, maar dis 'n dinamiese konsep dat hulle funksioneer saam, maar hulle is tog 3 persone met persoonlikhede. Ons weet dat Jesus het 'n mens geword, is die woord wat lewend geword het. Ons weet die Vader, weet hy is die een wat alles by begin het. Hy is die Alfa en Omega. Hy is die een wat sy seun gestuur het. En dan weet ons die Heilige Gees is die Gees van God. En elkeen van hulle is 'n persoon op hulle eie, maar hulle doen niks sonder mekaar nie. Selfs in die begin in die skepping het hy gesê, laat ons mense maak. En hy glo dis die dinamika van die span van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis die God in wie ons glo. Dis hy's 3 maar hy's 1. Hulle funksioneer saam, hulle doen niks sonder mekaar nie. En wanneer ons praat oor Jesus, is dit maklik om op te identifiseer, want hy het mens geword, hy het 'n naam gekry, hy tussen ons kom woon, so dis maklik om van hom te praat. Ons praat van God die Vader, is daar 'n idee van wat 'n Vader is, en daar's 'n makliker konsep om te verstaan, maar wanneer ons praat oor 'n Gees,
en oor die persoon van die Heilige Gees, is dit soms moeilik om dit verstaanbaar te maak. Want hoe lyk Gees? Hoe voel Gees? Hoe proe Gees? Hoe ruik Gees? En ek dink vir my die maklikste manier om die Heilige Gees te verduidelik in die realiteit van die Heilige Gees is dalk die konsep wat ons bietjie meer sal verstaan, en dit is net 'n poging om bietjie die werking van die Heilige Gees en die Heilige Gees as persoon te verduidelik is, wie van julle het al wind beleef? Hoe proe dit? Hoe ruik dit? Hoe voel dit? Hoe lyk wind? Kan iemand my verduidelik? So dit bestaan nie. Want jy kan nie vir my sê hoe ruik wind, hoe voel wind, wel jy kan hom. Sien, dis die naaste wat ek het probeer kan verduidelik is, ek weet wind bestaan. Hoe weet jy daar's 'n wind wat waai? Sien jy dit? Hoe sien jy dit? Sien jy die wind fisies? Of sien jy die effek wat die wind op die omgewing het? Jy sien die blare, jy sien die stof, en dis die naaste wat ek vir jou kan sê in die verduideliking van die werking van die Heilige Gees, is dat hy nie met die fisiese oë gesien kan word nie, maar ek weet hy's 'n realiteit as gevolg van die effek wat hy op my en die mense wat se lewe hy aanraak het. Dis die Heilige Gees, en ek sê hy's 'n persoon, hoekom? Want hy het 'n persoonlikheid, hy het 'n naam, hy's die Gees van God, of die Heilige Gees, die woord heilig beteken, jy's perfek, jy's skoon, jy's suiwer, jy's heilig, dis die mees intenste vorm van skoon en sonder enige sonde te wees, is heilig, en dis die Heilige Gees, hy's die perfekte Gees van God, daai woord is perfeksie, is die woord heilig, hy's die perfekte Gees van God. Die Heilige Gees het emosies. Die Heilige Gees kan bedroef word. Die Heilige Gees het blydskap. Want hy gee vir ons nie 'n gees van vreesagtigheid, maar liefde en krag en selfbeheersing, en hy praat van die vreugde van die Heilige Gees. Hy's 'n persoon wat 'n persoonlikheid het. Hy's 'n persoon wat kommunikeer. Ons lees dit in die Bybel hoe hy met mense kommunikeer. Maar ons weet ook dat die Heilige Gees is die manifestasie van God op aarde. En baie spesifiek God se heerlikheid of sy teenwoordigheid of God se krag wat gemanifesteer word is wanneer sy Heilige Gees in werking kom hier op aarde. En die dimensie wat ons beleef in die Nuwe Testamentiese kerk is 'n baie anderste dimensie as in die Ou Testament. Nou die Heilige Gees het bestaan in die Ou Testament. Die Heilige Gees bestaan ook in ewigheid. Net soos die Seun en net soos die Vader. Hy bestaan tot in ewigheid, maar daar was beperkings vir die Heilige Gees in die Ou Testament. Want jy sien, ons as mens het gesterf in ons geesdimensie en die Heilige Gees kan kommunikeer met gees, want soort kommunikeer met soort. En as ek nie 'n geesdimensie in my het nie, kan die Heilige Gees nie in verhouding staan met my nie, want hy sal in verhouding staan met sy soort. Want soort staan in verhouding met soort. En omdat die mens gesterf het in sy geesdimensie met die sondeval, ons het nie vleeslik gesterf nie, ons het nie emosioneel of sielkundig gesterf nie, ons het geestelik gesterf, het daar beperking inkom in die verhouding met die Heilige Gees. En wanneer ons lees van die Heilige Gees in die Ou Testament, lees ons dat hy vir oomblikke vaardig geraak het oor sekere mense. Maar hy was nie blywend nie. Met ander woorde, daar was 'n oomblik wanneer die krag van God nodig was vir 'n sekere taak, sekere opdrag, sekere geveg. Want jy kan gaan lees in die Rigters, jy kan gaan lees in die konings, hoe die rigters, hoe die profete onder die inspraak of die krag, die manifestering van die Heilige Gees gefunksioneer het, want dat, keer op keer jy kan die sinsnede gaan intik wanneer die Gees van die Here het oor hom gekom. Dan is daar bonatuurlike mag wat gebeur het. Daar's bonatuurlike, dis amper hulle het superheroes geraak in vandag se term. Wanneer die Gees van die Here oor hulle gekom het, maar dit was vir oomblikke. Tydelik.
Maar in 'n nuwe dimensie is daar vir ons 'n dimensie wat hierdie krag van God, hierdie persoonlikheid inwonend in ons kom bly. Wat hy permanent op ons is, en Johannes die Doper het geweet dat Jesus die een is. Hoe het hy dit geweet? Want die Here het hom gesê, die een op wie die Gees sien kom op hom bly, hy is die Messias. En ons weet met die doop van Jesus, toe hy opgestaan het uit die water, het die Gees soos 'n duif, het was nie 'n duif, en dit is soos 'n duif, het beteken hy het van bo af ondertoe neergedaal, het die Gees op hom gekom en op hom gebly, en Johannes het geweet dat dit Jesus is, hy die Christus is, want die Gees het op hom gekom. Nou hierdie lewende waters wat Jesus vir ons kom sê wat hy vir ons wil gee, hoe ontvang ek in hierdie lewende waters? Want hierdie lewende waters spreek van die Heilige Gees. Dis een van die simbole wat hom verteenwoordig, dat dit 'n lewende water is, met ander woorde, dat dit nie 'n dam is waar die water net stil staan nie, maar dat dit 'n vloeiende lewende water beteken, dit vloei, dit beweeg die hele tyd, dit staan nooit stil nie. En hierdie lewende waters lees ons van in net so 'n paar hoofstukke terug in Johannes hoofstuk 4, waar Jesus natuurlik in gesprek was met die vrou, die Samaritaanse vrou by die put. En sy water kom skep, en daai verhaal is opgeskryf sodat ek en jy iets kan leer rondom die werking van die Heilige Gees. Hierdie vrou het by die put kom skep, soos sy dag na dag gedoen het sy kom skep, want hulle het 'n behoefte gehad, en ons almal is bekommerd as hulle vir ons sê, ons gaan 'n paar dae sonder water wees. Wie van julle het daai boodskap gekry? Ek hoop julle het julle voorbereidings getref. Okay, want ons gaan moontlik 'n paar dae, nou ek weet nie wat, ons het al geredeneer, wat is makliker, sonder water of sonder krag? So ek sal eerder sonder krag gemaak, ek soek met water hê, verstaan jy? Hoe gaan slaap jy sonder 'n goeie was, weet. So, maar dis die challenge, verstaan jy? Dis ons moet weet, dis ons behoefte, maar water is 'n groter behoefte vir oorlewing as elektrisiteit. Nie dat ons een van hulle wil kies nie, ons wil eintlik albei net hê, verstaan jy, want dis waarvoor ons betaal. Maar Jesus kom en sê, maar ek sal vir julle iets gee, en hy kom met die vrou toe, en sy kom skep by die put, en hy begin 'n gesprek met haar, en in die gesprek, vra hy vir haar, geef my water om te drink, en sy is al verbaas, want daar was nie enige kommunikasie tussen die Jode en die Samaritane, en nog tussen 'n man en 'n vrou ook, nog minder. En hulle almal was verbaas, toe die disippels ook terugkom en sien, Jesus is in gesprek met die vrou, toe is hulle verbaas dat hy met 'n vrou praat, maar hulle het niks gevra daaroor nie. En ek dink hierdie vrou was 'n redelike bekende vrou. Ek dink sy het 'n reputasie gehad. Want Jesus vra vir haar, gaan roep jou man. En sy sê, ek het nie 'n man nie. Hy sê, wel, jy het die waarheid geantwoord. Jy lewe in eerlikheid. Want jy het nie 'n man nie, die man by wie jy nou is nie jou man, en jy het al 5 mans gehad. So duidelik het sy 'n reputasie gehad, duidelik het sy 'n lewe gehad, duidelik het sy gegryp na die wêreld se manier om jou dors te kom les. Sy het gegryp na 'n verhouding wat daar dalk kom vervul, om te sê, as ek tog net kan trou, sal ek ook net beter voel. En toe die eerste man het haar seker teleurgestel natuurlik, op een of ander manier. Tweede man dieselfde, derde, vierde en vyfde, en toe sê sy, okay, hierdie is nie meer vervullend nie, so kom ek probeer 'n ander vrou se man. Want die man by wie sy was is nie haar nie, so dit moes iemand anders tussen gewees het. So sy is duidelik in 'n lewe wat in ongeregtigheid is, want sy was besig met 'n ander man se vrou, van 'n vrou se man. Okay, vandag se tyd sal dit dalk anders ook wees. Maar okay. En die Here kom en hy het met hierdie sondares hierdie gesprek. Hierdie vrou wat in ongeregtigheid lewe, het hy die gesprek. Maar daar's 'n rede hoekom hy dit vir ons wil sê. Dit sê wat hy vir ons wil kom sê, ongeag waar jy is, ongeag waar jy gegaan het in die lewe, ongeag hoeveel teleurstellings jy gehad het, daar's 'n antwoord vir jou leemte. Daar's 'n antwoord vir daai onvervulde lewe. Want die wêreld wil ons dors kom les, maar die wêreld span vir ons strikke, en later raak ons afhanklik van wat die wêreld vir ons kom bied, en dan raak ons vasgevang in slawerny, dat ons nie meer sonder dit kan klaarkom nie, en ons weet, hierdie bietjie is nie meer genoeg nie, want dis hoe die wêreld se dorsles werk. Nou is dit genoeg, 1 glas is vandag genoeg, maar môre is 1 glas nie meer genoeg nie, môre soek ek 1,5 glas, en oormôre soek ek 2, die dag daarna soek ek 3 glase, en dis die ding van die vleesdimensie, die uitdaging van hierdie vleesmens is, hy weet nie wanneer is genoeg nie.
Hy kan nie tevrede gestel word nie. Dis die vleesmens. As ek vandag vir jou moet vra, wat se salaris sal jy graag wil verdien? Hoeveel sal vir jou genoeg wees? En jy gaan vandag vir my 'n bedrag noem en sê, as ek net soveel kan verdien, dan sal ek tevrede wees. Jy gaan dalk vir 6 maande tevrede wees. Want dis hoe die vleesmens werk. Hy wil net meer en meer en meer hê, en hy weet nie wanneer is genoeg nie, want jy sien, omdat daar nie iets gebeur het nie, is daar 'n hinkering na meer. Ek bly dors, ek soek meer, want daar's nie vervulling in my lewe nie. En Jesus sê, maar kom na my toe en kom drink by my, want jy sien, as jy by my uitkom en 'n werklike ontmoeting met my sal hê, sal jy my vra uit die wete en die openbaring van wie ek is. Ek is die seun van God. Ek gaan iets in jou lewe kom doen, sodat jou lewe nooit weer dieselfde sal bly nie, sodat jy op 'n plek kan kom wat jy vervuld sal lewe, vol van die Heilige Gees, en nie net vol van die Heilige Gees nie, maar daar sal 'n fontein in jou binneste uitbars. Hoor wat sê in vers 10, Johannes 4 vers 10, Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het, en geweet het, wie hy was, wie hy is wat vir jou sê, gee vir my water om te drink. Ken jy Jesus vanoggend? Het jy die openbaring van wie hy is? Verstaan jy wie Jesus vir ons as gawe is? Wat hy vir ons as mensdom kom doen het? Meeste mense verstaan wat Jesus kom doen het, maar hulle verstand in die werking van Jesus is beperk. Ek sien dit met kerkmense, dat hulle is tog net bly dat Jesus vir die prys kom betaal het vir ons sondes. En daar's vergifnis vir my sondes. Halleluja, wonderlik. Ek het hoop op die ewige lewe, want sonde staan nie meer tussen my en God nie, want nou sonde het 'n skeidsmuur tussen God en mens opgebou, maar Jesus het die skeidsmuur kom verbreek. Deur sy bloed wat gevloei het tot vergifnis van die sondes van hierdie wêreld. En dan is dit vir hulle genoeg om te sê, al wat ek wil weet is my sondes is vergewe, al wat ek wil weet, ek het vrede met God. Maar daar's meer. Daar's meer as net dat Jesus daardie gawe vir my is, dat my sondes vergewe is. Daar's 'n lewe van vervulling, 'n lewe wat ek kan lewe, wat ek nie 'n honger het na dit wat die wêreld vir my bied nie, dat ek tevrede is met wie ek is tevrede met wie my God is, en ek lewe in vrede met waar ek is in my lewe, ongeag van die omstandighede. Dis 'n vervulde lewe. Maar as jy nie vol is nie, gaan jy heeltyd soek na iets wat jou vol kom maak. En Jesus kom leer hierdie vrou, sê, as jy geweet het wie ek is, weet jy dat ek die gawe is wat nog gawes kom gee. Ek kom gee vir jou geskenk. Hy sê, as jy geweet het, gee vir my water om drink, wie is wat dit vir jou vra, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Wanneer laas het jy vir Jesus gevra? Here, gee vir my water. En hoe lyk hierdie water? Johannes 4 vers 14 kom verduidelik. Hy sê, maar elkeen wat drink van die water, wat ek hom sal gee, Jesus, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. As jy my vra, as jy my ontmoet, as jy weet wie ek is, gaan jy die vrymoedigheid hê om van my te vra, want ek is die gewer van goeie gawes. En jy kan my vra, en nie net my vra om jou sondes te vergewe nie, dit is afgehandel, daai prys is betaal, maar om my kom vra om jou lewe te kom vervul, vir my te vra om betekenis aan jou lewe te kom gee, vir my te kom vra om vir jou hoop te gee, dis 'n lewende fontein in my binneste, dat ek nie soekend is en dors is na die aanvaarding van mense nie. Ek gee vir jou fontein van lewende waters, wat elke leemte, wat elke verwerping in jou lewe veroorsaak het, elke trauma in jou lewe veroorsaak het, ek gee vir jou waters, wat daardie leemtes kom vul, wat vir jou genesing bring oor elke trauma, wat jou lewe wil kom steel het, jou menswees, jou gedagtes wil kom steel het, ek gee vir jou 'n fontein wat in jou binneste opspring, en jy bly oorloop, ongeag van die omstandighede. Dis wat Jesus vir ons kan gee. Ons het fantastiese kursusse, ons het fantastiese dinge in plek, om mense te help om deur genesing te werk. Ek wil vanoggend vir jou sê, as jy nie by die fontein uitkom nie, kan jy kursus op kursus op kursus doen.
Maar as die fontein nie oopbars in jou binneste nie, gaan jy nog 'n kursus soek. En nog 'n kursus soek. Ek het niks teen kursus nie, ons weet en ons sien goeie resultate in die kursus. En die kursus is 'n hulpmiddel tot die openbaring van wie hy is. Die waarheid van die woord, wat vir ons oopgebreek word, sodat ons vanuit die waarheid ingeligte besluit kan maak om te sê, Here, ek vra U, kom vul my. Jeremia kom waarsku, Jeremia 2 vers 13, kom waarsku God die volk, hy sê, want my volk het 2 verkeerde dinge gedoen. Die fontein van lewende waters het hulle verlaat. Dan het die bron van wie jy is, die bron van jou lewe, die bron van jou energie, lewende waters, ek is jou bron van lewe, het hulle my verlaat, en dit het vir hulle reënbakke uitgekap, gebarste reënbakke wat geen water hou nie. In die konteks wat Jeremia van praat, is dat die volk het afgode begin aanbid. Hulle het sigbare dinge in hulle lewe ingebring om te sê, maar ons soek sigbare goed, want hoekom het die mens heeltyd gegaan na afgode toe, want afgod is daarom iets wat met die fisiese oë gesien kan word, en dit bring vir hulle vervulling, en God sê, maar julle het my verlaat, wat die ware vervulling is, om vir julle uitgekapte reënbakke is, wat nie eens water kan hou nie, het julle vir julle bymekaar gemaak, met ander woorde, julle het gegaan na die wêreld, en wat sigbaar is, en wat julle van afhanklik is, maar daar is 'n dimensie, wat julle vermy en verlaat en verwerp, en dis my geestesdimensie, waarin jy kan lewe, en vervulling kan ontvang. En dis die uitdaging, kerk, dat ek en jy nie hierdie fontein sal verlaat nie. Die Heilige Gees is vir ons gestuur. En is interessant, die term Heilige Gees, in die ou vertaling, die 53 vertaling, as jy dit gaan intik, kom dit so 97 keer voor in die Bybel. Die term Heilige Gees, 97 keer, nou, daar's meer as net die Heilige Gees, hy praat ook van die Gees van God, is dieselfde persoon wat hy van praat, maar wat ek wil vanoggend uitwys is, uit die 97 keer, in die boek Handelinge, net in die boek Handelinge, kom die term Heilige Gees 43 keer voor. Dis amper die helfte is van die hele Bybel, uit een boek uit. En een van ons lektore op Bybelskool het dit eendag so mooi gesê, hy sê, ons sê altyd die Handelinge is die boek, maar die Handelinge is van die disippels, of die apostels. Sê nee, dit is verkeerd, dis die handelinge van die Heilige Gees. Die betrokkenheid van die Heilige Gees, die werking van die Heilige Gees, deur die apostels, deur die kerk, wat hy gedoen het, hoe hy gefunksioneer het, hoe hy mense se lewens gered het, want dis die werking van God deur ons, nie net vir ons nie, maar in ons, sodat dit deur ons kan werk, want die Heilige Gees werk deur kanale, hy is 'n persoon wat deur kanale werk. En in Handelinge lees ons van die doping van die Heilige Gees. Jesus se belofte wat hy maak, in Handelinge hoofstuk 1, net voor hy opgevaar het hemel toe, sy laaste paar woorde wat hy die disippels gegee het, hy sê in vers 4, hy sê, en toe hy nog met hulle saam was, het hulle bevel gegee, om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle het van my, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank na hierdie dae nie. Nou Matteus 3 vers 11, het is toe Johannes die doper vir Jesus gedoop het, het hy die volgende stelling gemaak. Hy sê, ek doop julle wel met water tot bekering. Maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Dis wat Jesus vir ons kom doen. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my is, wat sterker as ek is, wat groter as ek is, hy gaan julle doop met die Heilige Gees. En dis presies wat Jesus van praat, kom na my toe en kom drink by my, want ek wil jou doop met my Gees. En dis 'n dimensie in jou geesteswandel, vir ons as Nuwe Testamentiese kerk, is dit so 'n fenominale oomblik en dimensie in jou lewe wat moet aanbreek, is wanneer jy gedoop word met die Heilige Gees. Want dis as ware of die fontein begin oopspring en uitborrel uit jou lewe uit en jy net begin oorloop en jy begin lewe as 'n geesvervulde kind van God, want jy kan kind van God wees, maar nie geesvervuld wees nie. Jy kan gelowig wees sonder die Heilige Gees, weet jy dit? Ons sien net in Handelinge,
Paulus het op 'n stadium by 'n volk gekom en hy het vir hulle gesê, "Wel, is julle gedoop met die Heilige Gees?" Sê hulle, "Ons glo in Jesus, ons is gedoop in Jesus, maar ons het nog nie eers gehoor van die Heilige Gees nie." So hulle was beperk. En soveel mense ken Jesus, maar hulle het nie 'n idee wat die dinamika is van die Heilige Gees in hulle lewe en die dinamika van die doping met die Heilige Gees in hulle lewe nie. En is 'n gevaarlike en uitdagende geloofswandel sonder die doping met die Heilige Gees. Want Romeine 8 sê Paulus, hy sê ons weet nie altyd wat om te bid nie, maar die Heilige Gees kom ons swakhede te hulp. Jy weet nie altyd wat om te sê nie, jy weet nie altyd hoe om die situasie te hanteer nie, maar die Heilige Gees is ons hulp. Hy is vir ons gestuur om dit vir ons maklik te maak. Jesus sê, as ek gaan ek die Vader vra en hy sal die trooster vir julle stuur. Die woord trooster, wat beteken die woord trooster? Wel, as jy hom direk na Engels toe gaan vertaal, is dit die woord trooster is the comforter. Nou, die oorspronklike Griekse woord is 'n kombersie, wat jou gemaklik maak in die winter. Want dit is bitter koud, en dan het hulle 'n comforter gevat, en jy het 'n comforter oor jou gegooi, en dan word 'n bietjie warm. Dis verdraagsaam in die koue, want ek het 'n comforter. Die Vader het vir ons die trooster gestuur, sodat dit vir ons verdraagsaam is in die winter van hierdie wêreld. Jy moet nie die winter ingaan sonder jou bersie nie. Het jy 'n bersie? Moet nie die lewe ingaan, moet nie 'n geloofswandel ingaan sonder jou trooster, die Heilige Gees nie. Want hy is die een wat dit vir ons gemaklik maak, hy is die een wat dit vir ons moontlik maak, hy is die een wat dit vir ons verdraagsaam maak in die uitdagende tye wat ons dalk kan beleef in hierdie wêreld. Maar jy sien, ek en jy is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Wanneer ons geesgedrewe mense is, wanneer die fontein vloei, stap ek en jy in 'n lewe bo die normale, bo die wêreldomstandighede. Ons stap met 'n vreugde wat nie deur omstandighede bepaal is nie, maar is die vreugde van die Heilige Gees wat in ons binneste is, wat uitborrel en uitvloei, dat mense na jou kyk en sê, maar hoe kan jy in hierdie tye wat ons beleef, so vreugde in jou lewe? Hoe kan jy so vriendelik wees? Hoe kan jy so opgewonde wees? En daar's net een rede, want daar's 'n fontein in jou binneste wat jy nie kan keer nie. Hy is die bron van jou vreugde en jou opgewondenheid. Dis die Heilige Gees. Hy is die antwoord op jou vrae. Hy is die wysheid. Hy is die lewe. Want hy die Gees, uit sy asem van lewe in ons kom inblaas. Nou, die woord Gees is die woord ruach. Dis Heilige Gees, absoluut suiwer, skoon, perfek. Heilige Gees is die ruach, dis die asem van God. Die woord ruach is asem. Dis daai wind. En jy kan nie praat sonder om asem uit te blaas nie. En dis hoe God sy woord versprei deur sy Gees. Want jy sien, die letter is dood, maar die Gees maak lewend. En wanneer ons die Heilige Gees inlaat, laat ons toe dat die woord van God lewe kry in ons harte. Jy kan vanoggend hier sit en ek kan die woord predik en hier sit verskillende mense, maar elke een wat vanoggend hier sit, weet ek, ontvang die woord anderste, want dit hang af waar jy is ten opsigte van jou verhouding met die Gees. Want as die asem van God wat lewe blaas, wat die woord kom lewe gee. Handelinge lees ons, hy sê, of lees ons dat Jesus die een is wat doop met die Heilige Gees. Interessant, Handelinge 2 vers 33, hy sê nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is, Jesus, hoe is hy verhoog? Hy is in die hemel opgeneem. Dis wat ons vier. Nadat hy die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort, wat julle nou sien en hoor. Nou dis Petrus wat hom verduidelik aan die mense, wat die uitstorting van die Heilige Gees beleef het. En die uitstorting van die Heilige Gees was so 'n reaksie op die lewe van daai gelowiges wat eendragtig gewag het. Hulle was 120 mense in die bovertrek toe dit gebeur het, hierdie gebeurtenis wat vandag nog 'n effek op ons lewe het, wat vandag nog Pinkster is in ons lewe. En wat gebeur het is, hulle het gedink die mense is dronk. Ek weet nie wanneer laas was jy so gelowig dat mense dink jy's dronk nie. Ek dink ons moet 'n bietjie dronk word in die Gees, is dit nie waar nie?
Mag die Heilige Gees ons lewe net kom oorweldig. Want as jy vol word met die Heilige Gees, gaan jy nie dronk word van wyn nie. Want die wyn en die Heilige Gees loop nie saam nie. Kan ek jou net dit leer. Nie dronk word van wyn nie, want daar is losbandigheid, maar word gevul met die Heilige Gees, is of die een of die ander. Uitstorting van die Heilige Gees, Handelinge 2 vers 24, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en het die hele huis vervul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees hulle gegee het om uit te spreek. Hier's 'n reaksie, daar's 'n gebeurtenis. Hulle beleef 'n rukwind wat inbeweeg en hulle sien soos tonge van vuur. Nou ek het nou 'n bietjie na hierdie ding gaan kyk, na tongues of fire, en ek het gedink, weet, hulle het gesien soos, ek wonder hoe sien jy dat vuur lyk soos 'n tong? En ek dink dalk net het ons die interpretasie net verkeerd en die vertaling so 'n bietjie verkeerd, want dieselfde woord wat gebruik word hier vir tong is dieselfde woord wat gebruik word vir 'n taal. So dalk het hulle tale van vuur gesien. Tongues is presies dieselfde woord wat hulle vir die fisiese tong gebruik as wat hulle gebruik van iemand, jou native tongue, jou geboortetaal waarin jy spreek. En hulle het gesien soos tonge van vuur. Is dalk tale van vuur, want hulle het toe begin spreek in ander tale. Ek weet nie of hulle fisies en hoe dit op daai oomblik gelyk het nie, maar al wat ek weet, dit was bonatuurlik. En die Heilige Gees was in die simbool van vuur, en wat belangrik is, dit het op hulle geval, is op hulle uitgestort, is altyd van bo na onder. Hy sê, hulle het gesien, skielik in die hemel geluid soos geweldige rukwind, en dit het die hele huis vervul waar hulle gesit het, en toe is deur hulle tonge gesien van vuur, wat hulle self verdeel het, en op elkeen gaan sit het, en hulle almal is vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in tale, soos die Gees hulle gegee het, om uit te spreek. En hierdie is die vervulling van 'n belofte, wat reeds deur die profete gespreek is, wat ons die mensdom al verlange na gehad het, vir eeue deur, is om vervul te word met die Heilige Gees, en dis wat gebeur het, en saam met dit, hy sê, ek gaan vir julle nuwe tale gee om my te aanbid, en saam met dit, het die Here gekom, en hy het vir hulle 'n nuwe taal gegee, 'n unieke taal, waarin hulle God aanbid, 'n taal wat nie verstaanbaar is nie. As jy 1 Korintiërs 14 gaan lees, en sê hy, wanneer ek in 'n taal bid, is my verstand, hy is dormant, hy verstaan nie wat ek bid nie, want dis bonatuurlike sigtinge wat die Heilige Gees deur ons bid tot God die Vader. Dis die bonatuurlike realm, 'n onverstaanbare realm, en wanneer dit kom by tale bid, is dit vir mense baie keer vreemd wat nie gewoond is dit nie. Ek dank die Here, ek het groot geword in 'n kerk dit was vir ons 'n norm, wat mense in tale bid. As jy in 'n kerk sit, het hulle tale gebid, as jy saam gebid het, hulle in tale gebid. Jy het nie gedink is vreemd nie, maar ek verstaan ook hoekom dit vir mense wat nie gewoond is, dan is dit vreemd, want dit is nie verstaanbaar nie. En tog sê hy, tale is wel 'n teken vir die ongelowiges dat hulle verstaan, daar's iets bonatuurlik, 1 Korintiërs 14. Maar dis die belofte wat hulle gedink het, hierdie mense is dronk, want hulle praat goed in vreemde tale, en selfs het die Here hulle uiting gegee in tale, dat mense in vreemde lande af daai tale kon verstaan. En dit was vir die oomblik, dat die mense kan weet, iets bonatuurliks. God het vir ons in die begin van die jaar, eintlik einde van laas jaar, 'n belofte gegee. Vir die jaar 2025. Kan jy onthou? Soms raak ons so vasgevang in elke dag se doene en late van ons lewe, dat ons soms vergeet. En ek moet sê in die voorbereiding, en ek nie op hierdie skrif afkom, sê ek, o ja, Here, o ja. Ons kan staat maak op God se beloftes. 2025, dit is interessant dat ek nou sien, dit is in Joël 2 vers 25. Ek het nooit dit so opgelet nie. Maar dit is net my bevestiging dat dit die belofte is van God, vir my en jou, vir ons as gemeente en vir sy kerk vir die jaar 2025. Hy sê, en ek lees in die Nuwe Lewende Vertaling, Here sê, ek sal herstel. The year of restoration. Ek sal herstel wat julle deur die stroperspringkane, die snyspringkane, die swarmspringkane, die jong springkane verloor het. Ek het hierdie groot vernietigende leer teen julle gestuur. Maar God sê, die nuwe ou vertaling sê, hy sal vergelde. Met ander woorde, hy sal kom terugbetaal en kom herstel wat van jou gesteel was en geroof is.
Want die vyand kom om te slag en steel en te verwoes, maar Jesus het gekom dat ons lewe in oorvloed kan beleef. En die Here kom met en herinner ons, maar weet jy, dit gaan nie gebeur en ons gaan dit nie sien manifesteer sonder die fontein van lewende waters nie. Want as die Heilige Gees wat kom herstel, in vers 28 gaan hy verder, hy sê, daarna sal ek my gees op al my mense uitstort. Julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense sal drome droom en julle jong mense sal visioene sien. Hoekom? Weens die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Wie bring die herstel? Wie gaan kom vergelde? Wie gaan kom terugbetaal? God deur sy Gees. Dis sy belofte oor jou lewe, dis sy belofte oor ons, en ek en jy moet vashou in die beloftes van God, dat dit deur die krag van die Heilige Gees, want soms as ons hoor is herstel, en soms as ons hierdie woord hoor, dan is ons as mense eerste geneigdheid om ons selfpoging aan te wend, te sê, okay, ons moet dit maak werk. Ek sê ons moet niks doen nie, daar's altyd 'n rol wat ek en jy speel, ek sê altyd, Dawid moes 5 klippies gaan optel, maar God het die oorwinning gegee. En hy het te veel klippies opgetel. Dis maar net ons as mens. Ek weet, daar's baie fancy preke oor hy weet nie, Goliat het blykbaar broers en sulke goed gehad, ek wil nog nie daai regtig openbaring sien nie. Al wat ek dink is, Dawid het maar net menslik opgetree. Here, as nommer 1 mis, gaan ek maar nommer 2 gebruik. Dis maar ons as mens. Maar God het net 1 klipie nodig. En hy het net 1 man of vrou nodig wat bereid is om die klip te swaai en hom te vertrou om die teiken te tref. Dis wat geloof doen. Jy vertrou God dat die oorwinning aan hom behoort. Hy sê, daarna sal ek my gees uitstort. Hoe werk dit? Doping met die Heilige Gees. Ek wil vanoggend dit vir jou net illustreer. Hoe werk ons geloofslewe? Ek en jy was verlore gewees. Ongered voordat ons by Jesus uitgekom het. Ons was besmet deur hierdie wêreld. Julle sal sien hierdie glas is vuil. Ek het hom as prisvuil gemaak. Hy kom nie so van die huis af vuil nie. Net vir die wat gewonder het. Maar dis hoe ons gelyk het. En die woord van die Here kom en sê, bekeer jou en laat jou doop en jy sal gered word. In Handelinge hoofstuk 2, toe Petrus, hoofstuk 3, toe Petrus die eerste keer preek en hy vir die mense vertel wie Jesus is, toe besef hulle, hoor, ons is in die moeilikheid, ons is ongered, wat moet ons doen? En hulle vra die vraag, wat moet ons doen, broers? Op grond van dit wat ons nou hoor, ons is in die moeilikheid, ons het die seun van God laat doodmaak. Maar ons hoor hy terwille van ons gedoen, wat moet ons doen? En die disipels sê vir hulle, laat julle doop. Nou ek wil eers vir jou verduidelik, wanneer ek gedoop word, is dit die doop waar ek in Christus gedoop word, is die vereenselwiging met sy dood en sy opstanding, Romeine 6. Want ons is in Christus se dood gedoop, en ons is ook deur die doop, is ons opgewek saam met hom in 'n nuwe lewe, in die heerlikheid van die Vader, Romeine 6. Maar vir my interessant is, wat die disipels hulle sê, laat julle doop. So met ander woorde, dis 'n daad. Dis 'n opdrag wat jy moet uitvoer. Dis iets wat jy moet doen. Jy laat jou doop. Okay, so jy maak die besluit, dis nie iets wat net spontaan gebeur en maar net so is nie. Jy moet 'n besluit maak, jy moet 'n geloofstap vat, jy moet 'n gehoorsaamheidstap neem, want wanneer jy jou laat doop, is jy gehoorsaam aan die opdrag wat Jesus, geen mense gee het nie, maar Jesus self gegee het. Nou laat ek en jy ons besef hoe vuil ons lewe is, hoe lyk ons vol van sonde, en ons hoor die evangelie van Jesus Christus, dat hy vir ons gesterf het aan die kruis van Golgotha, en dat hy vir ons opgestaan het, sodat ons vergifnis kan ontvang, en in sy genade kan wandel. So wat doen ek? Ek laat my doop, as die bevestiging van my geloof in Jesus Christus, as 'n gehoorsaamheidstap. So hierdie glas verteenwoordig ons lewe, vuil. Wat is die doop se simbool? Is ook die afwasting van die sonde. Dis 'n simbool van 'n reiniging, om skoon gewas te word van die vleesmens, wat ons, al hierdie sonde wat ons so maklik omring het, net kom afwas, want ons weet in Christus is daar vryheid en heling en reiniging. Want hy het hom wat geen sonde geken het, die sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid, met ander woorde, geregtigheid sondeloos. Right standing with God. Die geregtigheid van God in Christus. So hierdie bak verteenwoordig Christus, dit verteenwoordig die doop, die water. So hierdie glas is jou lewe, so ek hoor die evangelie, die goeie nuus, daar is vir my redding, daar is vergifnis my sondes in Christus Jesus, wonderlik.
en ek laat my doop. En ek word gewas, want die bloed kom reinig ons van alle sonde en ongeregtigheid. Maar hier is die ding, kerk, dis deel van die proses. Dis nie die hele proses nie. Want wanneer die woord sê ek doop my met die doop van bekering, kan ek die doop maklik gebruik as 'n gewetenssuster en sê, ek is daarom net gedoop. En ek het vergifnis en ek is gereinig deur die bloed van Jesus. Hy sê dis die doop van bekering. Wat beteken bekering? Want kan julle sien, hierdie glas is nou skoon gewas? Of wie van julle weet dat die glas is nog leeg? Hoekom? Die woord van bekeer is of epistrefo of metanoia, een van die twee. Al twee beteken bekeer. Metanoia beteken ek vernuwe my gedagtes. Epistrefo beteken ek draai my lewe om. Ek bekeer my. Here, ek kom na U toe, want ek is sondig. Ek het redding nodig. Ek gaan deur die bad van wedergeboorte, die bad van reiniging, wat U vir ons ingestel het om ons te vereenselwig met die dood en opstanding, want die wat gesterf het, daar's geen aanklag teen die wat gesterf het nie. Jou sonde, met ander woorde, jou skuld is gekanselleer. As jy 'n doodsertifikaat het, is daar nie meer skuld teen jou naam nie. Weet jy dit? So die skuld is uitgedelg deur die dood en opstanding van Jesus Christus, waarmee jy vereenselwig. Maar dis die doop van bekering. Ek sê, Here, dankie dat U my kom verlos, dankie dat U my kom skoonmaak, maar nou moet ek bekeer, ek moet my lewe draai, sodat ek vol kan lewe, vol van Christus. Ek kan nie net so deur die doopwater gesê, halleluja, ek is nou gedoop, en nou gaan ek maar aan met dieselfde lewenstyl, en wat gaan gebeur? Jy gaan dan nou weer in die modder val. Ek laat my doop in Christus, en ek sê, Here, kom keer my lewe om, want ek het 'n ander pad om te stap. Want ek is nou gedoop in Christus. Nou leef ek nie meer nie, maar as ek in Christus gedoop het, wie gaan in my wees? Christus in my. Maar die realiteit van ons geloofslewe, baie keer het ons 'n paar uitdagings. Oeps. Ekskuus vir die tannies wat die tafeldoek moet was. Maar die wêreld kom skud ons baie keer bietjie, né? En dan raak ons geloof so bietjie. Enigiemand al daar? En nou het ek al mense gehad, 'n paar keer mense gehad en sê, "Jesus pastoor, ek dink moet my weer laat doop." Want ek kan nie weer gebore word nie. Wat sê Jesus? Kom na my toe en vra van my. Want ek het vir jou lewe wat nie net eerstens gelowig, maar leeg. Bekeer jou, sodat ek jou lewe kom vul. Maar daar's 'n nuwe dimensie. Ek gaan na die Vader toe, ek gaan nie meer by julle wees nie. Maar wat is die nuwe dimensie? Hier's 'n nuwe dimensie wat so kan lyk. Ek het vir julle beskikbaar 'n fontein van lewende waters. En wanneer jy my vra, gee ek vir jou waters wat tot in ewigheid duur. En wat gaan gebeur? Ek voel nie hoe ek wil weer gedoop word. As die wêreld kom skud, kan die wêreld maar kom skud en die wêreld kan 'n uitdaging raak, maar wat gebeur? Môreoggend staan ek op en ek is weer gevul met die Heilige Gees, want hy's 'n onuitputlike bron. Hy los my nie. Hy verlaat oeps, wat ek toe maak. Ek moet oplet in die klas. Maar dis presies hoe dit moet lyk. Dis ons lewe moet lyk. Ons moet die wêreld rondom ons benat. Ek wens ek kan julle eintlik almal 'n bietjie nat spat hier so vanoggend. Almal se oë oop wees. Dis die doping met die Heilige Gees, is die fontein van lewende waters wat hy, en weet jy wat die wonderlike is? Die Heilige Gees doping is nie iets wat jy gaan doop nie. Dis iets wat jy ontvang.
Jy hoef nie te gaan om te gedoop gaan word vir die Heilige Gees nie. Die doop van bekering is iets wat jy moet doen. Jy moet jou geloof inspann, jy moet gelowig wees, jy moet dit weet, dat is nie jou werk om gedoop te word met die Heilige Gees nie. Hoekom? Want die dooping met die Heilige Gees is iets wat gebeur spontaan deur die wat hulle bekeer. Hoor wat sê Handelinge 2 vers 38, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle, draai jou lewe. Jy kan nie dieselfde bly lewe en God se beloftes verwag oor jou lewe nie. Change your life. Turn away. Draai weg van hierdie wêreld af. Jy is nie meer soos hierdie wêreld nie. Jy is nie meer afhanklik van die put van hierdie wêreld wat jou dors moet kom les nie. Draai jou lewe na my toe en weet net, ek sal jou kom vul met my Heilige Gees. En Petrus sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sonde. So dis wat jy moet laat doen. Maar hoor dit sê, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Dis 'n geskenk wat die Vader vir my en jou gestuur het. 'n Geskenk wat tot ons beskikking is. Dis gratis, dis verniet. Dis nie iets wat jy verdien nie. Dis iets wat jy ontvang uit geloof het om te sê, God wil my lewe kom vul, God wil my kom oorvloed gee, God wil vir my vreugde gee wat nie ophou nie, hy wil vir my blydskap gee wat nie ophou nie, hy wil vir my bo die wêreld kom sit in omstandighede, dat ek nie vasgevang raak in 'n put van mismoedigheid nie, want met die krag van die Heilige Gees is daar nie plek en tyd in my lewe vir die wêreld se kontaminasie en se leemtes nie, want ek kan nie 'n leem mens wees as ek vol is van die Heilige Gees nie. Ek het ontvang van Jesus. Dit wat hy vir my gestuur het, hy het die Heilige Gees ontvang van die Vader. Die Vader sê, hier is my Gees, en hy sê, wonderlik, dankie Vader, nou gaan ek my Gees vir my kerk stuur, sodat my kerk hierdie wêreld gaan verander. Petrus wat Jesus verloon het, maar hy kon nie erken hy ken Jesus nie, maar toe hy die Heilige Gees deelagtig raak, toe staan hy op en hy preek, 3000 mense kom tot bekering met een preek. Geen opleiding gehad nie, geen special effects nie, geen fancy band en beligting nie, hy het net die waarheid gepredik en die krag van die Heilige Gees het mense begin oortuig om te sê, julle moet tot bekering, dieselfde mense wat Jesus aan die kruis laat hang het tot bekering gekom, daardie dag van Pinkster, toe die Heilige Gees uitgestort is. Kerk, ek en jy moet weer 'n honger hê na die uitstorting van die Heilige Gees oor sy kerk. Want ek sien kerk van die Here Jesus Christus, wat Suid-Afrika gaan verander, maar 'n kerk wat geesgedrewe is. Nie 'n kerk wat seeker sensitive is nie, nie 'n kerk wat ore streel nie, 'n kerk wat die waarheid van Christus openbaar en dit uitleef, 'n kerk vol van die Heilige Gees om te sê, niks of niemand gaan my terughou of weerhou nie, want jy kan 'n fontein hier toe stop, maar weet jy wat gebeur, hy spring op 'n ander plek oop. Niemand kan ons stil maak as ek en jy vol is van die Heilige Gees. Ons gaan die wêreld 'n bietjie beïnvloed rondom ons. Dis 'n geskenk, Handelinge 15 vers 8, en God het die harte ken, het vir hulle getuienis gegee, deur aan hulle die Heilige Gees te skenk, net soos aan ons. It's a gift from God, is nie iets wat ek verdien nie. Jy ontvang dit uit gehoorsaamheid, want jy sien, wat is my eerste stap van gehoorsaamheid? Dis om gedoop te word. Want dis die opdrag wat Jesus vir ons nagelaat het. En as ek daai gehoorsaamheidsstap neem, en ek daai stap neem om gedoop te word, dan ontvang ek die Heilige Gees. Handelinge 5:32, hy sê, en ons is sy getuies van hierdie dinge, en ook die Heilige Gees, wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Gehoorsaamheid maak die deur oop vir die ontvang van die Heilige Gees. Hoe het die Heilige Gees ontvang? Daar's duidelike tekens, ons het vanoggend, ons tyd is baie beperk. Ons kan nog baie praat, as ek eers begin praat oor die Heilige Gees. Dan is dit moeilik om net soveel te praat, maar ons moet klaarmaak. Eintlik, wanneer jy die Gees begin beweeg, as jy nie die Gees begin aanbid, weet jy dat jy stap in 'n dimensie het wat tyd nie saak maak nie. Dis 'n verhouding wat jy instap, wat jy uitstyg bo die beperkings van hierdie wêreld en hierdie lewe. Want is die bonatuurlike van die Heilige Gees wat ons beleef, wat die wêreld gaan verander. Maar is die kerk wat jy besef, hulle is fonteine, wat ewige fonteine is, wat die wêreld rondom hulle gaan benat. As jy hier uitstap, stap jy met die teenwoordigheid van God, die heerlikheid van God. As jy jou bekeer het en die Here toegelaat om te sê, Here, kom doop my, ek het my laat doop, maar nou vra ek en nou soek ek u doop. Ek sal nooit vergeet toe ek gedoop is met die Heilige Gees. Daai dag, daai oomblik sal ek nooit
vergeet nie, 'n jong seun op 'n tienerkamp, maar ek was so honger, ek het so dors gehad, ek het so lus gehad vir daardie vervulling met die Heilige Gees. En daai aand, daai Saterdag aand hier op 'n kamptrein hier langs die Rodeplaatdam, het ek net daai belewenis gehad waar die Heilige Gees my lewe kom invul in my doop. Dit is net 'n bonatuurlike, soos 'n elektrisiteit wat ek net beleef het, om te sê, maar I can't stay the same after this. Jy kan nie meer dieselfde mens wees nie. As jy lees oor die werking van die Heilige Gees, dan het mense wat onder die Gees was, verander in wie hulle is. Maar dis daai plek wat jy desperaat soekend is en sê, Here, ek soek dit. Ek vra dit, Vader, want hy sal dit gee vir die wat dit vra. Hoe het hulle dit ontvang? Met handoplegging. Hulle het afgekom en vir hulle gebid dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want hy het toe nog op niemand van hulle geval nie, want dis jy sien, hoe kan ek gedoop word? Daar's twee maniere hoe jy gedoop kan word, net om dit te verstaan. Of jy word geonderdompel, jy word in iets ingedoop, of die volgende manier om gedoop te word is om onder 'n waterval te staan. Want die doop gaan jou saturated. So ek word gesaturate deur, ek weet nie wat 'n mooi Afrikaanse woord vir saturate nie, julle almal verstaan, om deurdrenk is. Maar saturate klink so lekker, né? Om deurdrenk te wees beteken dit of jy het in daardie water ingesak en ingebeweeg, of jy het onder daardie water gaan staan wat op jou val. Jy sien, die doop wat jou laat doop is daai doop wat jy sê, ek gaan en ek begrawe my en ek staan weer op in Christus Jesus, maar die Heilige Gees doping is net hier, ek kom staan onder die waterval. En hy kom deurdring my die lewe, deurdrink my met die teenwoordigheid. En wanneer ek drink van die waters wat hy my gee, gaan ek nie môre weer soekend wees nie, want ek gaan môreoggend opstaan vol hoop, vol krag, vol genesing, vol gesondheid, vol goeie gedagtes, want dis wat die Heilige Gees vir my en jou wil kom doen. Kerk, ek weet nie van jou nie, maar ek sê, Here, ek wil weer tot bekering kom. Ek wil 'n lewe weer lewe vol van die Heilige Gees, want soms is ons so vasgevang in die uitdagings en die omstandighede en die geite van ons menswees. Maar weet jy wat, wanneer jy deur die Gees beweeg, die lewe in 'n ander dimensie, wat mense se woorde en mense se dade en mense se verwerpings nie meer 'n effek op jou het nie, want jy's 'n vol mens. Hulle kan jou nie leegtap nie. Hulle kan wat van jou sê, dit gaan nie in jou vat nie. Want as hulle iets wil kom tap, dan word dit weer in elk geval vol gemaak, want jy's 'n fontein, jy's nie 'n dam wat vrot word nie. Het tog op niemand geval nie wat gedoop was in die naam van die Here Jesus nie, en hulle het toe hulle hande opgelê en hulle die Heilige Gees ontvang, en toe hulle dit hoor, Handelinge 19 vers 5, is hulle gedoop in die naam van die Here Jesus, en Paulus het hulle die hande opgelê, en die Heilige Gees het op hulle gekom, en hulle het met tale gespreek en geprofeteer. Dis 'n lering op sy eie op 'n ander tyd. Ek het nie die tyd volgende om so toe te gaan nie. Jy sien die doop, as jy staan onder die waterval. Maar vanoggend wil ek vir jou sê, wie ontvang dit? Wie ontvang hierdie strome van lewende waters? Wie ontvang die Heilige Gees? En interessant is dat die disippels, as jy die boek van Handelinge gaan lees, ek het nou weer net so 'n bietjie deur hom gewerk, fenomenaal, om die werking van die Heilige Gees te beleef. En dan kom daar tye wat hulle net, half uitgeput raak. En dan het hulle weer vir mekaar net hande opgelê, dat hulle net weer gevul is met die Heilige Gees, want daai fontein moet net weer oopgemaak word. En soms maak nie saak hoe lank jy die pad stap, jy maak nie saak hoeveel jare terug jy wel dalk gedoop is met die Heilige Gees, soms is jy net weer op 'n plek wat jy sê, Here, kom vul my net opnuut. Laat hierdie waters net weer uitborrel uit, Here. Want die wêreld wil sulke deksels kom plaas op daai fontein. Die bekommernis en die sorge van die lewe wil daai deksel kom plaas. Maar mag die krag van die fontein weer sterk vloei, sterker as die sorge, en net weer uitbars. My gebed vir jou is, mag die Here jou kom vul opnuut. In hierdie tyd wat ons ingaan van Pinkster, dat jy gereed sal wees. Dis hoekom ek mense, ek het donderdag aand julle uitgedaag, en ek wil jou vanoggend weer uitdaag. Tyd in jou binnekamer. Tyd in jou binnekamer saam met die Here, want dis waar die fontein weer verfris word. 'n plek van intimiteit met jou God. Wat hy wat die verborge sien, sal jy in openbaar vergelde, maar jy moet vra, Lukas 11 vers 13, as julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Daai woord bid is dieselfde woord as vra.
Is jy dors vanoggend? Soek jy meer? Ek het jou goeie nuus. Die fontein is nie leeg nie. Die bron is nog vol. Dalk het jy net nodig om 'n bietjie onder die waterval te staan. En Here, kom verfris my. Kom vernuwe my. Net weer vars uitstorting van die Heilige Gees. Dis waarvoor ons bid, kerk. Dis waarvoor ons op ons knieë moet wees. Net vir ons as gemeente nie. Maar vir die kerk van die Here Jesus Christus in Suid-Afrika. Jy is vanoggend saam met my om te sê, Here, kom verfris my net weer. Wil jy nie saam met my staan vanoggend nie? Net, ek weet, ons tyd het ons ingegaan, maar ons wil nie die Heilige Gees beperk nie. Die Heilige Gees is ontvang wel deur hande oplê, maar hy is nie beperk deur hande oplê nie. Hy kan enigiemand vul op enige tyd, op enige oomblik. Ek het al gehoor dat mense wakker word een oggend, dan spreek hulle in 'n taal wat hulle nie verstaan en weet nie, maar dat die Here hulle kom doop in hulle slaap. Elke persoon is uniek in wie hulle is. Hy sien as jy oop vir die bonatuurlike. Dalk is daar nog blokkasies, tradisies of leringe wat jy nie verstaan nie. Wat jou weerhou uit die volheid van Christus, want daar's meer as net jou sondes is vergewe. Daar's 'n lewe van oorvloed. 'n Fontein wat hy vir jou gee as jy hom vra. En volgens soos jy staan, wil jy nie daar weer staan, ons almal se oë gesluit is, net vir Jesus vra en sê, Here, ek vra U, nie net kom les my dors nie, maar laat die fontein uitbars in my binneste. Ek wil wandel en ek wil lewe deur die Gees. Ek wil funksioneer as 'n geesvervulde kind van die lewende God. Here, kom breek af die deksels, die hindernisse, die kontaminasie van hierdie wêreld, wat my fokus verskuif het vanaf die geesteshelm, en bring my weer terug, Here. Vader, ons wil 'n geesvervulde kerk wees, wat nie wandel deur aanskoue nie, maar wandel deur die Gees. Want ons weet ons oorwinning, ons vertroosting, ons genesing, ons vryheid lê in die geesteshelm. En Here, alwaarvoor ons kan vra, Vader, soos ons as ouers weet om vir ons kinders te gee wat hulle nodig het. Hoeveel te meer sal U nie die Heilige Gees gee? Ons het niks meer nodig as gelowige mense, as die fontein van lewende waters in ons binneste nie. Vader, kom doen dit. Ons vra U, Here, al was ons lewe waar, soos daai vrou by die put, al het sy deur soveel dinge gegaan. Here, staan dit nie in die pad van die vervulling met die Heilige Gees nie. Jy staan vanoggend hier en jy dink, Here, ek kwalifiseer nie, ek het soveel droog gemaak, soveel teleurgestel. God word nie beperk deur jou teleurstelling, jou foute nie. Sy werking is groter, sy genade is groter. Dis 'n geskenk vanoggend wat hy oor jou wil kom uitstort. Vader, dankie. Here, reg nou waar mense hier staan, net sê ek het dors. Here, kom vervul my opnuut, 'n vars uitstorting. Vader, ons bid dit van U. Ons vra dit van U, 'n vars uitstorting van die Heilige Gees. Want ons erken hoe nodig ons die lewende waters in ons lewe het. Dankie vir 'n ewige fontein, Here, wat in ons uitbars. Here, dankie dat U vanoggend iets nuuts kom doen in elke hart, in elke persoon, in elke gelowige, Here. Dat ons geloof na volgende dimensie sal groei, ons verhouding met U na volgende dimensie sal groei, Here. En ek wil vanoggend vra dat U mense wat dalk nog nie die dooping met die Heilige Gees beleef het nie,
Vader, dat U genadig sal wees. Deur die goedertierenheid dat U dit sal skenk, Here. Die dooping met die Heilige Gees. En Here, vir ons wat reeds gedoop is en ons taal ontvang het, Heilige Gees, dalk moet ons vanoggend net bely dat ons U bedroef en U beperk. Help ons om meer roekeloos en radikaal in die geloof op te tree. Help ons om meer in te stap in daardie dimensie van die bonatuurlike. Help ons, Here, soos Paulus sê, ek bid seker die meeste van julle almal in tale. Want hy het geweet hoe nodig hy dit het vir die werk en die taak wat voor hom lê. Want wanneer ons in 'n taal bid, stig ons onsself, Here. En ek bid vanoggend, Here, dat U vir individue wat dit dalk nog nie ontvang het nie, maar die nuwe taal sal skenk. Mag jy hulle gedagtes gevange neem, dat hulle gedagtes hulle nie sal beperk, Here, tot die volheid van die Gees en die werking van die Heilige Gees nie. Here, elke skans wat opgerig is teen die waarheid, verbreek ons nou in Jesus naam. Elke tradisie wat in die pad staan, Here, verbreek ons nou in Jesus naam. En ons bid vir 'n oop deur. Geopende hemele oor elke lewe, Here, waar hierdie gawe uitgestort word. In Jesus naam. In Jesus naam. Amen. Amen. As jy vanoggend graag wil iemand met saam met jou bid, baie spesifiek oor die dooping met die Heilige Gees, ons bedieningsspan gaan nie voorwees. Maar leef met 'n verwagting, leef met honger en sien wat God gaan doen in jou lewe. Strome van lewende waters. Ons gaan mense doop. As jy vanoggend gedoop wil word, ons het klere, ons het handdoeke, alles is in plek, alles is gereed, die water is al redelik warm. Daar's nie verskonings nie, dis jou eerste gehoorsaamheidsstap. Doen dit en sien die res wat God kom doen in jou lewe. Die Here seën jou, mag jy 'n heerlike Sondag verder hê. Kom ons respekteer hierdie tyd saam. Daar's heerlike koffie, tee, kuier lekker saam en nooi iemand saam vir volgende week se diens saam met Michelle. Die Here seën julle.